terwyl ons verstaan, kom ons lê die oë. Dankie Vader Jahwe dat ons kan sing uit ons harte uit, daardie dank en lof en ere aan U bring, en dat U ons harte ook vul, Vader Jahwe, dat ons daardie ervaring kan hê dat in U vind ons rus. Ook hierdie dag as ons stil word en onder die geklank van die woord is en as gemeente by mekaar, dan is dit ons begeerte dat U Gees van ons harte 'n tempel maak. Dat ons U sal aanbid in gees en in waarheid, en dat daar in ons harte, Vader, daardie fontein sal uitborrel waarvan Joshua gesê het, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En ons weet, Vader, dat dit die Gees is wat daardie water van die lewe laat vloei, en daarom vra ons nou dat U ons sal onderrig en leer deur die Heilige Gees, deur die Trooster. Dankie dat U geregtigheid ons grootste geskenk is, om bekleed te kan wees, om voor U aangesig te kom met vrymoedigheid, om te weet, ons is in Yeshua, U kinders. Ons aanbid en ons dankie vir die voorreg om die woord nou oop te maak, vra dat U verheerlik word. Halleluja. Amen. Kan jy sitplekke inneem, baie dankie. Ja, dit was aangenaam die week met hier in Botswana met die diere, en die natuur, en die sterrehemel, en die voëls, en kinders, die krokodille, en al die likkewane, en al die dinge wat ons gesien het. Kom ons maak ons Bybels oop hier by Psalm 34, en die tema vir oggend is geen gebrek, geen gebrek. Die psalmdigter hier in Psalm 34, Dawid wat daar by die Filistyne in gevangenskap was, en dan deur Jahwe se genade vrygelaat word. Psalm 34 vanaf vers 1, 'n psalm van Dawid toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech, en die hom weggejaag het sodat hy heen gegaan het. Ek wil Jahwe altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in Jahwe. Die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. Maak Jahwe saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het Jahwe gesoek en hy het my geantwoord en my het al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie ellendige het geroep en Jahwe het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van Jahwe trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat Jahwe goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees Jahwe o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat Jahwe soek het geen gebrek aan enige iets nie. Hoor nou hoe mooi is dit, as ek nou vir julle kinders so kyk. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van Jahwe leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Die oë van Jahwe is op die regverdige, sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van Jahwe is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep en Jahwe hoor. Hy red hulle uit al hulle benoudhede. Jahwe is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red Jahwe hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat moet daarvoor boet. Jahwe verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Wat 'n pragtige psalm en 'n profesie. Ek dink dis altyd vir my 'n voorreg, daai verwysingspunt na Yeshua toe. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie, vers 21.
Die Psalm kry dadelik 'n nuwe dimensie, waar ons geneig is om in ons, ek wil amper dit nou eenvoudig net stel, in ons moeilikheid, as my wil pap is, of as ek in die sand vassit voor in die sand, dan soek ek dadelik, maar wat kan Jahwe vir my doen? Ek soek hy spaarwiel, maar ons moet onthou, die psalms is baie meer as net jou klein ervaring. Het gaan regtig oor die openbaring van Jahwe verlosser, Yeshua. Jahwe verlos, daai diepte. En as ons vanoggend gesels oor die tema geen gebrek. Dis 'n tema wat ons almal ken. Ons almal het in een of ander opsig 'n gebrek. Ons almal het 'n tekort. Iewers kan jy gaan, of dit nou by jou finansies of gesondheid of verhoudings, iewers het jy 'n leemte, 'n gebrek. Kan altyd na ander mense kyk en sê, as ek dit gehad het, dan sou so. Daai persoon het ook 'n gebrek. Daai persoon het ook 'n leemte. Wanneer ons na die lewe van Yeshua kyk, dan sien ons die openbaring van Jahwe. En as ons in sy spore van geregtigheid kan volg, die kinders het nou die spore so geniet, ons kan hulle loop so en sê, hier het pappa geloop, of hier het oom Jacques geloop, of hier die bok geloop, of hier die slang geseil. En ons het in die woord van Jahwe die spore van geregtigheid, die spore van Yeshua. En daarom kyk ons na hierdie psalm, ja, ons weet Dawid het 'n eerstehandse ervaring daar by die Filistyne in Gat gehad, maar as hy heenwyse na 'n meer volmaakte, Yeshua is die een wat vir ons in al ons benoudhede benoud geword het. Yeshua is die een, en glo dit of nie, die woord sê, hy het arm geword terwille van ons. Uit sy armoede het ons rykdom ontvang, bedoelende, hy het homself ontledig, die heerlikheid van die hemele verlaat, mens kom word, in daardie absolute ellendige toestand van mens wees, omring met sonde, omring met benoudheid. En dan sien ons in hierdie psalm iets pragtigs. Kom kinders, ek wil julle die vrees van Jahwe leer. Dis Yeshua wat vir ons daardie uitnodiging gee. Ek wil jou leer, hoe kom jy by 'n plek en 'n punt in jou lewe waar jy geen gebrek het nie? Hy sê dit so mooi 2 keer in vers 10 en 11. Vrees Jahwe, o sy heiliges, want die wat hom vrees, geen gebrek. Vanoggend se stilte tyd, so lekker met die oggendklanke van 'n visarend en die visante, het ons gesels oor die vreugde van Jahwe se heiligheid. Nou roep hy ons, toon dan dat julle heilig is, want ek is heilig, sê Levitikus 11:44. Nou roep hy ons, o heiliges, die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Wat 'n belofte, maar ook 'n geestelike doelwit. Want ons eerste ervaring is, nee, maar ek het baie gebreke in my lewe. Ek het baie keer wat ek voel, ek het nie genoeg nie. Maar kom ons glo die Bybel vanoggend. Kom ons glo, hierdie spore van geregtigheid van Yeshua lei werklik na 'n plek en 'n punt waar Psalm 16 sê, versadiging van vreugde is voor u aangesig. Dit wat ons gisteraand hanteer het, Psalm 43, stuur u lig, stuur u waarheid, laat die my lei, laat die my bring na u heilige plek, na u woning, na u teenwoordigheid. En daarom die woord van Jahwe vanoggend is daardie lig, en dit leer ons. Hoe kom ons by 'n plek waar ons geen gebrek het nie? En nou is die tweede en so mooi, hierdie leeu's wat ons so wakker brul in die nagte, en ons herinner, die psalmdigter sê elders, die jong leeu's verlang hulle voedsel van Jahwe, nee. Nou, die jong leeu's ly armoede, sê vers 11, nou nie hier in Botswana nie, hier is so baie zebras, hulle kies al watter een wil hulle hê. Maar dit gebeur soms in die droë jare, dat daar ook onder die leeu's, onder die predatore, 'n armoede is, 'n hongerte. Dit is nie veronderstel om so te wees nie, want 'n leeu is, hulle gaan uit, en daai ou bokkie het nie regtig 'n kans nie, ons weet hulle het kamouflering, maar die natuur leer ons, die leeu's is bo, hulle is koning van die bos, nie Andrew. Maar selfs hulle kan armoede ly. Ag, in 'n Bybelse beeldspraak,
Daar's twee dele van die leeu's. Die mooi deel is Joshua as die leeu van Juda stam. Maar baie keer word die verkeerde, in die Psalm, die stiere van Basan met hulle horings en die leeu's, is hulle wat Joshua vervolg het. Is hulle wat die duiwel gaan uit soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. So, selfs hierdie wêreldheersers wat dink wat lyk of hulle alles het, selfs hulle sal armoede ly. Maar, en het honger, maar, die wat Jahwe soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Nie wil ek stil staan. Die soeke na Jahwe is ons grootste vreugde op aarde. Ek weet, ons gaan baie keer in 'n fase van, ek soek Jahwe, maar hy hoor my nie, of ek soek Jahwe en ek kry nie my antwoorde nie, dan soek ons nog nie reg nie. Want die belofte sê, die soekende siel sal vind. Dis een van Jahwe se grootste beloftes vir Israel. Hy sê, en julle sal my soek en my vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Ons baie keer verkeerde redes hoekom ons Jahwe soek, en ons verkeerde antwoorde wat ons soek, vir verkeerde vrae, maar as ons in die spore van Joshua volg, dan sien ons, hy het gesoek. Die hele Psalm getuig van die uitredding. Kyk byvoorbeeld bietjie vroeër in die Psalm, vers 5. Nadat hy daar die lof gesing het in vers 1, 2, 3 en 4, vers 5 begin dadelik met, ek het Jahwe gesoek, en hy het my geantwoord. Dit is die spore van geregtigheid. Dit is die voorbeeld, dit is die belofte, dit is in Joshua wat ons leer ken van Jahwe. Joshua het vir ons kom openbaar, ek het gesoek, en hy het my geantwoord, waarvan die opstanding uit die dood die grootste getuienis is. Joshua het in Hebreërs 5 vers 7 en 8, hy het met trane en gebede gesmeek, gesoek, vir ons ingetree as priester. Vader, bewaar hulle in U naam. Ek gee myself oor vir hulle, vergewe hulle. Daardie soeke na redding, nie soeke na rykdom nie, in die proses, sê Jesaja 53, omdat hy homself uitgegiet het hy hier die ewige erfenis. En daarom begin dit nie by wat ek kan kry nie, maar hier die proses van 'n hartverandering in die nuwe verbond, 'n hart wat Jahwe sal soek. Dis wat die verbond sê, ek sal hulle 'n hart gee om my te ken, 'n hart om my te soek. Hierdie is 'n baie diep saak. Kom ons gaan gou daar op die strate, in die donker, daar waar daar 'n leemte is, daar waar 'n verlange is. Ons plaai gou daar na Hooglied 3 toe. Hooglied 3. Dit word baie duidelik uitgebeeld tussen twee bemindes, wat nie by mekaar uitkom nie. Wat is die omvang van hierdie soeke? Onthou, die belofte is, die wat Jahwe soek, het geen gebrek nie. Dan kan ons onsself sê, is dit 'n ligtelike soek? Is dit sommer, wanneer na julle kinders kyk, is dit soos wat julle as ma sê, gaan soek gou dit, is dit daai oppervlakkige soek? Is dit soos man soek? Nee, dis 'n intense soeke en 'n begeerte. Hooglied 3 vers 1, op my bed snags het ek gesoek na my sielsbeminde. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. En daar is in die egskeiding van Jahwe met sy volk, omdat hulle gehoreer het, en omdat hulle ontrou was, dan sê Jahwe, moenie bid nie, ek sal nie antwoord, moenie na my vra nie, moenie soek nie, want daar was 'n totale ontrou. In Joshua het ons weer die voorreg om Jahwe te kan soek, met die belofte, julle sal my vind. Een van die bekendste verse in die bergpredikasie, help my gou. Bid en vir julle, sal gegee word. Klop en vir julle, en die derde wil ek by julle hoor. Soek, en julle sal vind. Dis die beginsel in die koninkryk van die hemele. Dis 'n koninkryk beginsel. Die bergpredikasie is die koninkryk geopenbaar in Joshua, die volmaakte. Jakobus 4, nader tot God en hy sal
tot julle nader. En dit sê Psalm 34 vir ons. Ja, daar is vir Dawid in Gad hierdie geweldige omstandigheid, hierdie verlies. Hy sê, dit is vir hom so erg, dat hy nie in Jerusalem Jahwe kan aanbid, of onder sy volk, onder sy mense nie. Hier moet hy onder die Filistyne sit. Hy's uitgedryf. Daardie gebrek aan die aan die teenwoordigheid van die tabernakel, was nog nie die tempel nie, maar die tent van Jahwe, die gebrek aan sy volk. En tog sê hy, die wat Jahwe soek, geen gebrek aan enige iets nie. Hoor julle die kontras? Jy kan in Gad by die Filistyne wees, as jy Jahwe soek. Ek het Jahwe gesoek, ek het hom in die woestyn gesoek, ek het hom in die spilonk gesoek, ek het hom bo op die bergvesting gesoek, ek het hom onder in die dal gesoek. Die wat Jahwe soek, geen gebrek aan enige iets nie. Nou, as ons vinnig weer terugblaai na Psalm 34 toe, kan ons ook sien uit Hebreëse poesie, hulle noem dit nou parallelisme. Hoor mooi die 2 verse, vers 10 en vers 11. Vrees Jahwe o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat hom Jahwe soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Watter 2, as ek nou vra Karlien in wiskunde, as A gelyk is aan B en C is gelyk aan B, dan is A en C gelyk. Nou, as die wat Jahwe vrees geen gebrek het nie, en die wat Jahwe soek, het geen gebrek nie, wie is die wat Jahwe soek? Is die wat hom vrees. Die wat Jahwe vrees. En ons vra baie keer vir mekaar, hoe vrees ons Jahwe? Deur hom te soek. Deur hom waarlik te soek. Deur hom te soek met die erkenning, my fokus is op hom en die wêreld is agter my rug. Vanoggend se stilte tyd sê in 1 Petrus 1, as Petrus sê, toon dan dat julle heilig is en hierdie heiligmaking waarna julle strewe, julle het die begeerlikhede afgelê van hierdie wêreld. En daarom kan ons na Jesaja 55, die bekende Jesaja 55. Soek Jahwe terwyl hy te vinde is. So kom ons blaai soontoe, Psalm 55, Jesaja 55, die belofte van oorvloed. Jesaja 55. Nou ja, die konteks hier in Botswana met die Boteti rivier, daar waar water is, daar is lewe. Dit is so duidelik as jy hom op 'n satelliet van bo af kyk, daar waar die water is, daar is die lewe. En Jahwe gebruik riviere telke male in die Bybel. So baie beeldspraak in water. En daarmee saam ook nou die warm sand, as die son skyn. En daardie dors wat 'n mens, gistermiddag het ek so 'n bietjie so aan die Israeliete begin dink, toe ek so 'n bietjie begin dors raak hier in die warm sand. Wat sê Jahwe vir sy kinders? Jesaja 55. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? Julle arbei vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak en tot 'n vors en gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop ter wille van Jahwe jou God en van die Heilige van Israel. Hoofletter Heilige, Yeshua, omdat hy jou verheerlik het. En dan daardie vers, soek Jahwe terwyl hy nog te vinde is, en roep hom aan, terwyl hy naby is, met die opdrag, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot Jahwe bekeer,
Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef vermenigvuldig. Daar's ons rykdom. Die wat Jahwe soek, het geen gebrek nie. Hoor die beeldspraak. Hy sê so mooi, laat jou siel hom in vettigheid verlustig. Neig jou oor, kom luister. Kom luister met die bedoeling om te leer, om te verander, met die bedoeling om tot bekering te kom, met die bedoeling om werklik te sien, die gejaag waarna jy jaag, is nietigheid. Daardie versoeking van Satan aan Joshua, as jy voor my buig, dan gee ek jou hierdie rykdom, en ek gee vir jou dit, en ek gee vir jou dat. Die woord sê, dit kan nie versadig nie, vers 2. Dit kan nie versadig nie. In die vrees van Jahwe is vervulling. In die soeke na Jahwe. Maar daar lê 'n groot erkenning vir ons, en ons moet dit vir die jongspan van kleins af leer. Nie dit wat die wêreld bied bring vervulling. En die advertensieborde word net groter. Hulle pak al containers op mekaar om dit nog groter te kry. Goed word met kabels vasgetrek. En een van die dae is dit 3-dimensionele advertensies met lig, en die goed word net groter en blinker en mooier. Maar die woord van Jahwe ontbloot daardie leuen. Wanneer gaan jy in jou lewe nooit gebrek hê? Is dit moontlik? Wanneer jy Jahwe soek. Wanneer jy na hom vra. Wanneer jou siel op 'n Sabbat hom verlustig in Jahwe, dit is so mooi as hy hier in Jesaja 58 sê, as jy werklik dit 'n verlustiging noem, om saam met jou Skepper in sy rykdom jou vertroue te plaas. En dis ons as verbondskinders se voorreg. Ons is nooit geroep om vir onsself te sorg nie. Ons is nooit geroep om vir ons so by mekaar te maak dat kom wat wil, ons sal staande bly. Nee. Ons vertrou, ons anker, ons siele drink by Jahwe. As Jahwe dan spesifiek hierdie rykdom, hy gebruik eers die beeldspraak van die wyn en die melk en hierdie pragtige brood, maar dan sê hy dit spesifiek. Ek wil met julle, vers 3, 'n ewige verbond sluit. Die bestendige gunsbewyse van Dawid. En nou, dit klink nou vreemd, maar wie is uit Dawid gebore? Wie is die wortel van Dawid? Wie sit op die troon van Dawid? Joshua. Dis wie hy hier beloof. Wanneer hy sê, ek wil vir julle die grootste rykdom gee, wyn, melk, brood, dan is dit Joshua. Kom kinders, ek wil julle die vrees van Jahwe leer. Joshua, die heilige van Israel, is die een vir wie ons soek. Is die een vir wie se spore, se pad, se heerlikheid, se majesteit ons soek. So as ons so 'n bietjie na die diere ryk kyk en ons sien vir koning leeu, en dan sê ons, weet jy ou koning leeu, jy sal ook honger kry. Daar's tye wat daar ook nie vir jou kos is nie. Daar's tye wat die natuur ons leer, daar's gebrek. Maar die wat Jahwe vrees, het geen gebrek nie. En ek wil regtig vir elkeen van ons daardie duidelike belofte voorlê vanoggend, die woord van Jahwe. Ons kan baie mismoedig word as ons in ons eie lewe oorweldig word deur 'n tekortkoming. 'n Stryd wat ons nie 1 of 2 keer nie, alle lewe lank bly potjie, bly val. En dan kom jy by 'n punt dat jy amper hierdie teks wil generies. Ja, die wat Jahwe soek het geen gebrek nie, maar in my eie lewe het ek nog nie daai getuienis nie. Ek het nog nie daai persoonlike blydskap waarvan Psalm 34 sê, ek wil Jahwe altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees, want ek het beleef in my grootste tekort, my grootste gebrek, in my diepste benoudheid het hy gegee, voorsien, naamlik Joshua. En dan aan die einde van Psalm 34, as ons weer terugblaai soontoe, Psalm 34,
vers 20, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red Jahwe hom. Ons het baie keer die begrip, die wat Jahwe vrees het geen gebrek, het geen teëspoed, het net rustigheid. Nee, dis nie wat daar staan nie. In die teëspoed is daar altyd Jahwe se getrouheid. In die teëspoed is daar geen gebrek aan 'n verlosser nie. Hy bly getrou. En daarom bevestig Psalm dit, wat Paulus later in sy lewe ervaar, wanneer hy sê, die persoon wat godvrugtig in Yeshua wil lewe, sal vervolg word. Daar sal, maar hy sê terselfdertyd, maar uit die almal het Jahwe my gered. Daar's geen gebrek nie. Daar's nie daardie hartseer toneel van dood nie. Nee, daar's lewe, die graf is leeg. Yeshua het gesterf, menigvuldig was die teëspoede, maar hy het ook opgestaan. En die graf is leeg. En hy is op die troon en hy regeer. Mag Jahwe vir ons opnuut vanoggend hierdie beginsel leer van die vrees van Jahwe. Die vrees van Jahwe beteken om Jahwe te ken en wie hy is en wat hy doen en sy teenwoordigheid in jou lewe daarin te leef. Maar daar is 'n spesifieke nuance van soek Jahwe. En ek wil nou Dawid se milieu gebruik. Al bly jy onder die Filistyne, al is jy in Gat, al is jy in die tronk, in die Filistyne, in Gat, by hulle. Daar sal Jahwe openbaar. Die wat Jahwe soek, het geen gebrek nie. Kom ons gaan daarna Jakobus 4 toe. Ek het dit net nou al genoem. Maar kom ons lees dit ook saam. Jakobus 4. En ons gaan daarmee afsluit. Jakobus 4, vers 8. Dit is 'n versie wat 'n mens van kinderdae af moet memoriseer, onderstreep en memoriseer. Want dis 'n belofte van Jahwe. Net daardie kort gedeeltetjie, nader tot God en hy sal tot julle nader. In die Ou Testament, die woord om te nader is presies die werkwoord wat gebruik was, korban, om te offer. Priesters het Jahwe genader met 'n offer. Ons sing, baie keer moet ek gaan met leehande. Die priester kan nie met leehande voor Jahwe kom. Hy moet met 'n versoeningsoffer Jahwe nader. Nou, hoe pas dit in by vanoggend se tema? As ons tot Jahwe nader, dan nader ons tot Jahwe met die offer Yeshua. Nie met ons offer nie. Nie met wat kan ek vir Jahwe gee om hom om te koop nie. Nee. Nader tot Jahwe, priesterlik, onder die priesterskap van Yeshua. Want die offer van Yeshua is vir Jahwe welbehaaglik. En daarom die wat tot hom nader, die wat hom soek in Yeshua, het geen gebrek nie. Want in Yeshua, uit hom, deur hom, tot hom, is alle dinge. En dit is waar ons as Jahwe se kinders vanoggend werklik aan getuig. Die wat tot Jahwe nader, word nie teleurgestel nie. Die wie se harte nou op aarde soekend is na hom, verlangend. En jy kan nooit sê, maar ek het gearriveer, ek weet alles van hierdie tema, of dit gaan nie oor 1 of 2 Bybelstudiestukke oor 'n tema nie. Dit gaan oor die persoon Jahwe self. Om hom te soek beteken daardie sielsbeminde, ek wil by hom wees. Ek wil die lootjie wees wat net in die wynstok bly. Hy gee, ek dra die vrug. Hy is die bron. En daarom, die wat Jahwe soek, kan nie gebrek hê nie, want Jahwe is volmaak, volkome. En Yeshua se woorde, dit is volbring, getuig van 'n volmaaktheid. Mag Jahwe vir elkeen van ons seën,
ook op ons lewenspad, kinders wat groter word, die jong mense wat slimmer word en die ou mense wat mooier word, dat ons werklik sal ervaar, die wat Jahwe soek, het geen gebrek nie. Kom ons bid saam. Vader Jahwe, baie dankie, dat U vir ons in die verbond nooi, in Yeshua, daardie guns bewyse, U goedertierenheid, daardie goedheid wat allesomvattende is, om U te leer ken, ook in ons teëspoede, ook in ons beproewinge, ook in tye wat ons soos 'n Jakob daar in die veld gevlug het, of 'n Dawid in die woestyn, of in die tronk by die Filistyne, dat ons daar U kan soek, en in daardie soeke, die vervulling vind, U is getrou. Vader Jahwe, dankie dat ons in Yeshua op Golgotha sien, hierdie ellendige het geroep, en na die leë graf kyk, en U het gehoor. Dankie dat ons in Yeshua, in die tweede Adam, 'n nuwe lewe vind. 'n Lewe waar ons nie soos die eerste Adam wegvlug van die aangesig nie, maar in Yeshua na U toe kom, met vrymoedigheid, sonder skuld, sonder skaamte. Dis ons gebed, dat ons ook hierdie Psalm nie net met ons lippe sal lees nie, maar met ons hart sal sing, en met ons hande daarvolgens sal lewe. Ons dank U daarvoor in Yeshua. Amen. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.